Goeiedag en welkom maats by ons aanlyn klaskamer. Ek is Juffrou Goliath, vakadviseur vir Afrikaans in Nelson Mandela Bay. Vandag is ek in Oos-London vir my eerste lesie. Ek is in die ateljee en vandag wil ek graag met jou fokus op die dialoog. So ons fokuspunte gaan wees luister en praat, sowel as skryf. So as jy gereed is maats, en jy het jou gemaklik gemaak, gaan ons sommer onmiddellik wegval. Voordat ons gaan begin maats, gaan ons fokus op die tema diefstal en ons gaan ook fokus op die tema 'n verjaarsdag. So kom ons kyk na die lesuitkomste. Aan die einde van hierdie les maats, sal jy in staat wees om die volgende te kan doen. Jy sal verstaan wat is 'n dialoog. Jy gaan ook die kenmerke van 'n dialoog leer. Ons gaan na dialoog luister en bespreek. Ons gaan kyk na hoe taal- en formaatfoute geïdentifiseer en gekorrigeer kan word. Ons gaan vra oor dialoog beantwoord. Ons gaan die skryf van 'n dialoog beplan en natuurlik altyd ons gaan jou kennis toets. So kom ons kyk na wat 'n dialoog is. 'n Dialoog is 'n geskrewe verslag van 'n gesprek tussen twee of meer mense. En dit volg gewoonlik die volgorde van 'n gesprek. Dit word vanuit die spreker se perspektief geskryf en dit moet altyd 'n lewendige, natuurlike gesprek voel. Wel, maat, jy het natuurlik 'n hele paar goedjies gehoor van dialoog. Om seker te maak dat jy geen misverstande of miskonsepsies het nie, gaan ons kyk gou eers na die mites. Mite nommer 1. Sommige mense glo en sê dat ons moet aanhalingstekens gebruik, wat onwaar is. In 'n dialoog gebruik ons geen aanhalingstekens nie. Vir mite nommer 2 sê mense dikwels dit moet formeel wees, maar dit is ook nie die geval nie. Dit hang af van wie jy gesels, soos jy met jou vriend of familie praat, gaan dit baie informeel wees. En dan laastens, sommige sê, jy skryf net woorde, waar ook al en hoe jy ook al wil. En weer, dit is ook onwaar, want daar is 'n formaat wat ons moet volg en ons kan ook ekstra inligting soos emosies of gevoelens in hakkies sit. Reg, so hier begin die eintlike werkmaats. Kom ons fokus op die kenmerke en die formaat van 'n dialoog. Die goue reëls. Nommer 1. Een van die baie belangrikste gedeeltes wat ons moet doen voordat ons kan begin werk is om 'n kantlyn te trek. So wanneer jy jou kantlyn gaan trek, sal jy sien jou blaai gaan gedeel word in 'n linker gedeelte, maar sowel as 'n regter gedeelte. Moenie bekommerd wees nie maats, ek sal vir jou nou met 'n voorbeeld dit wys. Volgende gaan kyk ons na die dubbelpunt. So die dubbelpunt kom direk na die persoon se naam. Altyd direk na die persoon se naam en nie op 'n ander plek nie. Die volgende enetjie wat ons het is hoopreëls. Wel, baie van ons kry dit verkeerd, maar wanneer ons kyk en skryf aan 'n dialoog, is dit belangrik dat ons hoopreëls moet laat. Vierde op die lys het ons die blokvorm. So die blokvorm veroorsaak of laat ons toe om ons werk netjies te hou. So jy gaan 'n linker gedeelte hê, sowel as 'n regter gedeelte. En dan is ons amper klaar maats, die eerste persoon. Wanneer jy skryf, skryf jy altyd in eerste persoon. So jy gebruik woorde soos ek, my, ons, jy, jou, omdat dit natuurlik 'n direkte gesprek is. En dan laastens maats, gebruik ons reaksies en emosies, sit ons altyd tussen hakkies. Ek weet dit was nou 'n mond vol gewees, maar kom ons kyk na die volgende voorbeeld.
Wat jy hier voor jou het is jou boek. Die boek waarin jy elke dag of meeste van die tyd veronderstel is om te skryf. So hier voor jou het ek hulle in die 11 vir jou gegee om te wys dat wat ons nou gaan doen. So die geel-groen gedeelte wys dat ek moet vir my eerstens 'n kantlyn trek. Soos julle dit kan sien, die kantlyn veroorsaak die skeiding tussen links en tussen regs. Volgende waar ons oor gepraat het is die dubbelpunt. Soos jy kan sien, hier het ons die naam Sarah en Sarah se naam word gevolg deur 'n dubbelpunt. En as jy ook net kan kyk, maat, sal jy sien die name verskyn aan die linkerkant van hierdie lyn. Volgende het ons die oopreël. Nou die kruisies wat ek nou vir jou hier gemaak het, is kruisies wat jy nie in jou boek in gaan maak nie. Dit is net daar om vir jou te wys dat jy moet 'n reël ooplaat. Maar jy sal sien ek het 2 kruisies gemaak, een aan die linkerkant van die lyn, sowel as een aan die regterkant van die lyn. Wat dit beteken is dat ek moet altyd onthou om wat ek gedoen het aan die een kant aan die ander kant ook te doen. So my lyne moet in lyn wees wat ek gaan ooplaat. Dan gaan ek volgende my hakkies waarvan ons gepraat het. Jy onthou die hakkies reg? So die hakkies word gebruik om die emosies of die gevoelens aan te dui. En soos jy kan sien, het ons nou vir Sarah. En Sarah se naam word gevolg deur 'n dubbelpunt en daarna aan die regterkant van die lyn, teenoor die kantlyn, het ons die eerste emosie wat opgewonde is. So dit gaan vir die leser dan vertel hoe die persoon op daardie oomblik voel of hoe die persoon moet reageer. So Sarah gaan sê, dis amper my vakansie. Maar sy gaan dit nie so sê nie, sy gaan sê, asof sy opgewonde is, dis amper my vakansie. Kom ons gaan aan, maats. Die volgende gedeelte is die eerste persoon. So ons moet altyd, soos ons ook genoem het, om in eerste persoon te skryf. Hier het ons vir Jan. So Jan se naam word gevolg deur 'n dubbelpunt en dan sien ons weer ietsie tussen hakies. En hy sê, ek is 11. Hoe oud word jy? En daar sien jy die woordjie ek. En jy sien ook die gedeelte wat sê jy. So dit is 'n aanduiding van eerste persoon. Reg, maat. Dan het ons die blokvorm. Die blokvorm is daar vir 'n rede, sodat alles wat links is, links bly en dit wat regs behoort, regs kom. So jy sal sien dat ek het die blokvorm vir jou in hakkies gesit, om vir jou te wys dat alles wat geskryf gaan word van die spreker slegs in hierdie kant behoort. Die spreker kan nie begin praat in die regterkant en dan gaan die woorde oorspoel dit oor in die linkerkant nie. Nee, so onthou altyd, ek werk in blokvorm. En dan is ons, so te sê, klaar met hierdie gedeelte. Kom ons beweeg aan, maats. Hierdie is iets wat ons nie kan vergeet nie. Ons moet altyd onthou om die regte styl te gebruik. As ons kan kyk na die prentjie. Hier het ons 'n seun en hy gesels met iemand. Maar die manier van hoe hulle met mekaar kommunikeer wil ek gou hê ons moet na gaan kyk. Hy sê, "Hi Tanya, hoe gaan dit vandag?" En sy antwoord hom deur te sê, "Lekker man, dankie. Ek het sopas die oulikste koffiewinkel gekry. Gaan jy saam iets drink?" En hierdie is wat ons daagliks gebruik om te kommunikeer. En dit kom neer op styl. Ons kry informele styl, sowel as formele styl. Nou wat behels informele styl? Informele styl gebruik jy vir vriende of familie. En dit voel meer gemaklik en lewendig. Soos in die voorbeeld, "Hi Tanya."
Maar in die ander kant het ons formele styl. So formele styl is wanneer jy dit gebruik meer vir vreemdelinge of vir mense wat jy nie ken nie, of selfs vir persone in gesagsposisies. So vir jou skoolhoof byvoorbeeld, gaan jy nie sê, hi meneer nie, maar jy gaan meer sê, goeiemiddag meneer of goeiedag meneer, kan ek meneer miskien help? So jy moet net onthou om ook die verskil regdeur jou dialoog ook dan aan te bring. Reg, hier kom ons by die lekker gedeelte, maats. Ek wil nou hê, alhoewel jy aan die ander kant van die skerm is, wil ek hê jy moet gou saam met my deur die volgende gaan. Ek gaan jou 'n paar sekondes gee om te kyk watter kenmerke wat ons so pas behandel het, kan jy identifiseer. En dan sal ek saam met jou hierdeur gaan. Reg. So, aan die eerste gedeelte heel bo het ons 'n scenario. So die scenario bo-aan gee vir ons 'n aanduiding waaroor die dialoog dan nog gaan. En bo-aan het ons Zanele gesels met Kabelo oor haar partytjie wat om die draai is. En as ons nou verder gaan kyk onderaan, voordat ek enigiets nog gaan lees, maats, kan ek al reeds sien, my kantlyn is getrek. Die kantlyn natuurlik kan ons uitvee as alles klaar is, maar duidelik kan jy die kantlyn sien. Wat ek nog kan sien is my name. My name kom altyd aan die linkerkant van die kantlyn. Gevolg deur 'n dubbelpunt, soos wat ons bespreek het, en aan die regterkant. Kom ons kyk gou wat jy alles kan sien. Aan die regterkant het ons woorde tussen hakkies. En dit is weer eens die gevoelens of die emosies. Wat ek ook kan sien aan die regterkant is dat my woorde geskryf is in 'n blokvorm. Niks spoel oor van die regterkant oor na die linkerkant nie. Ek kan ook sien reëls was oopgelaat. En so kan ons dieper en dieper en dieper kyk, maats. Kom ons beweeg aan. Vir hierdie gedeelte wil ek hê jy moet nou weer kyk of jy kan vasstel wat fout is. Ek sien 'n hele paar foute, maar kom ons kyk gou. As jy enigiets gesien het, maats, kom ons begin gou onmiddellik. Eerstens sal jy sien aanhalingstekens. Dalk het sommige van julle aanhalingstekens gesien. Soos wat jy kan sien, word aanhalingstekens in hierdie dialoog gebruik, wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Die volgende gedeelte wat ook foutief is dat daar geen oop reëls is nie. Daar is geen oop reëls nie en die persoon het net geskryf. En soos jy ook kan sien, maats, is daar die oranje gedeeltes. Ek het 'n kruisie ingevoeg om te wys dat jy veronderstel is om reëls oop te laat. Dan gaan ons oor na die verkeerde hakkies wat gebruik is. Jy sal sien aan die linkerkant van die lyn, sowel aan die regterkant van die lyn, is daar hakkies gebruik, wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Die reël is dat ons net hakkies gebruik vir die sprekers, die woorde om spesifiek te wees. Dan as ons verder gaan kyk, maats, Johan 3. Na die derde praatbeurt van Johan 3. Antwoord sy en sy sê, ja, ek dink so. Maar daar is iets fout. En as jy opgaan, net een plekkie opbeweeg, sal jy sien Lindy. Lindy antwoord op Johan 3 en sê, het jy dit op die tafel gelos? Maar hier is fout. Hierdie is 'n vraagsin. En soos wat julle ook weet, maats, kom aan die einde van 'n vraagsin 'n vraagteken. So daar is geen vraagteken nie. Volgende is daar geen hoofletter nie. As jy afbeweeg met jou oë, en ons het vir Johan 3, sal jy sien, Johan 3 antwoord en sê, dis nou al die hoeveelste keer, maar weer
geen hoofletter nie. Ook die name is nie in lyn nie. Johandri staan op een plek, Lindy staan op die ander plek, so hierdie persoon het net geskryf om die taak afgehandel te kry. En dan laastens, die woorde is nie in lyn nie. As ons gaan kyk, ons het vroeër gesê ook maats, as ons gaan kyk na die dialoog, is daar 'n spesifieke struktuur en ook formaat. En hier het ons dan nou natuurlik 'n dialoog, of wat ek sal noem 'n voorbeeld van 'n korrekte dialoog. Aan die boonste gedeelte sal jy sien dat daar 'n scenario is of 'n kort opsomming om vir ons te wys waaroor die dialoog gaan wat ons nou gaan behandel. Jy sal weer sien, Johan, die name, Lindy, Sipho, alles is aan die linkerkant van die kantlyn, gevolg deur 'n dubbelpunt, en dan aan die regterkant is al die kenmerke wat ons sopas bespreek het. Nou maats, jy kan hierdie op jou eie tyd rustig deurlees. Kom ons beweeg aan. Reg, so om dit klaar te kry, gaan ons dan nou oorbeweeg na die skryfgedeelte toe. So jou onderwyser, jou meneer of jou juffrou, gaan 10 teen 1 een of ander tyd vir jou ook vra om 'n dialoog te skryf. So moet jy bevrees wees nie, ek sal vir jou wys of verduidelik wat jy kan doen om 'n stappie vooruit te wees. Ons moet altyd onthou dat skryf nie net sommer so begin nie. Daar is prosesse wat ons moet volg. Ons begin eerstens by jou beplanning, gevolg deur jou eerste konsep, en dan beweeg ons oor na jou hersiening. Jou hersiening behels gewoonlik wanneer jy gaan kyk na jou korrigering, jou redigering, alle veranderinge wat jy moet aanbring, en dan ook einde jou finale produk. So dit is hoe jy eenvoudig gaan begin. Ons begin eenvoudig deur 'n kopkaart of 'n breinkaart te maak. En ons gebruik hierdie plan om ons dan nou te lei. Waaroor gaan die gesprek? Wie gaan praat? Waar vind dit plaas? Wat is almal se gevoelens? En natuurlik, watter woorde gaan jy wil gebruik deel van jou woordeskat? Eerstens, kan jy iets soortgelyk maak? Dit hoef nie noodwendig dieselfde te lyk nie, maar dit is net om vir jou 'n aanduiding te gee van waar jy kan begin en waar jy moet eindig. Soos jy kan sien in die middel het ons die scenario. So die scenario is die kort opsommingkie wat jy gaan gee waaroor die dialoog gaan. Aan die linkerkant het ons karakter 1, karakter 1 se naam wat jy moet gee. Jy moet ook dan nou duidelik wees om te sê wat hulle elkeen gaan sê en dan die gemoedstoestand. Hoe is die persoon? Hoe gaan die persoon reageer? Gaan die persoon kwaad wees, opgewonde, hartseer en sovoorts? Dan dieselfde word dan aan die regterkant gedoen vir karakter 2. Jy gee weer die naam, jy moet dink aan wat wil hulle sê en dan ook die gemoedstoestand. En dan heel laaste het ons die oranje blokke. Die boonste enetjie verwys na styl en toon. Onthou ons het gepraat van formele en informele styl. So jy gaan moet besluit, gesels ek met my maat, met 'n vriend, of gesels ek met 'n vreemdeling, of iemand in 'n gesagsposisie. En dan ook laastens, moet jy dan besluit oor, hoe gaan jou gesprekstruktuur lyk? Vanaf jou begin, na jou middel toe, tot en met die einde. So kortliks gesê, maats, ek weet dit was 'n mondvol gewees. Dit is wat jy moet doen. Stap 1 is beplanning. So jy gaan jou kopkaart gebruik of jou breinkaart. Jy gaan kies wat werk vir jou en jy gaan daarvandaan af dit vat. Tweedens gaan jy begin met jou skryfproses. Jy gaan die formaatreëls moet volg en jy gaan jou eerste weergawe dan natuurlik moet skryf. Wanneer dit dan nou klaar is, maats, volg die hersieningsgedeelte. So die hersiening is wat ons gesê het, jy kyk na jou taal, jou spelfout, jy maak korreksies waar dit nodig is
en daarna kan jy eers oorgaan na jou finale produk. Wel maats, ek weet dit was baie gewees van my kant af, so kom ons kyk gou na die volgende. So die volgende is 'n vinnige hersiening om te toets hoe goed jy geluister het. Nommer 1. 'n dialoog is 'n wat tussen mense. Dit is natuurlik 'n gesprek tussen mense. Die volgende enetjie is die spreker se naam word altyd gevolg deur 'n dubbelpunt. Dis ook korrek. Dan gaan ons oor na nommer 3 toe. Ons gebruik aanhalings in 'n dialoog. As jy kan onthou, het ons gesê of ons enige aanhalings gebruik in 'n dialoog? Geen. So hier gaan my antwoordjie dan wees, geen aanhalings. En dan nommer 4, jy behoort hierdie een te kan doen. Bykomende inligting word altyd tussen hakkies geskryf. Pragtig julle. Dan gaan ons oor julle nommer 5. Wat sal jy sê? Waar word die gesproke woorde geskryf? Is dit A, onder die naam? Is dit B, regs van die lyn? C, bo die naam of D, in die kantlyn? So jou antwoord daar is regs van die kantlyn. En dan laastens, waar word die spreker se name geskryf in 'n dialoog? Is dit A, links van die lyn, bo, regs of slegs aan die einde? En weer eens, die korrekte antwoord is links van die lyn. Pragtig maat. So, wat kan jy doen om seker te maak dat jy nie agtergelaat word nie? Of net om vir jou juffrou of selfs meneer te wys, jy is 'n stappie vooruit. Vir die volgende kan jy doen as 'n aktiwiteit. Op jou eie tyd kan jy een van hierdie prente kies wat jy voor jou sien en dan jou eie dialoog vorm of formuleer. So jy kies een van die prente, of jy nou die atletiek byeenkoms gebruik of waar jy 'n leerder sien sit alleen met sy kop toe. En onthou maats, wat moet ons doen? Jy begin met jou beplanning, soos wat ons gesê het, dit is gewoonlik jou kopkaart of jou breinkaart, gevolg deur jou eerste konsep, dan kom jou hersiening en laastens is dit jou finale produk. En wat ek ook ingesluit het, is 'n kontrolelys om seker te maak dat jy niks vergeet nie. So kom ons gaan kyk gou deur na die kontrolelys. So 'n kontrolelys gaan sluit in die volgende, jou kort scenario of opsomming aan die boonste gedeelte van jou dialoog, die spreker se name aan die linkerkant, die woorde wat dan aan die regterkant gaan kom, jou dubbelpunte na elke naam, jou reëls wat jy moet ooplaat tussen die spreekbeurte, ekstra inligting of aksies tussen hakkies, en dan korrekte punctuasie is baie belangrik, sowel as geen aanhalingstekens wat gebruik moet word nie. Ek weet dit was verskriklike mondvol geweest, maar ek is seker jy kon dit alles verstaan in so vinnige tydjie en jy is gereed vir jou volgende les in persoon met jou klasonderwyser. Baie dankie dat jy deelgeneem het. Jy het vandag die kenmerke van 'n dialoog, die formaat, hoe om algemene foute te vermy en hoe om die skryfproses te begin, dit alles geleer. En onthou, hou aan oefen en gebruik jou verbeelding wanneer jy skryf. Elke gesprek begin met goeie kommunikasie. Tot volgende keer. Ons het aan die einde van die les gekom en ek kan nie wag om jou weer te sien nie. Laat gerus vir my 'n boodskap in die kommentaar afdeling. Stuur vir my gesiggie oor hoe jy hierdie les ervaar het. Was dit oukei? Was dit goed of sal jy graag nog wil sien? Tot volgende keer. Totsiens.